Wat is kerk? Is dit net 'n koppie koffie op 'n Sondagoggend? Miskien is dit om Bybel te lees of te bid. Is dit dalk 'n kragtige oomblik van aanbidding of net 'n goeie preek? Is dit om tyd saam met familie en vriende deur te bring of om net lekker saam te kuier? Dalk is dit net om alleen te wees. Of is dit net 'n gebou? Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Elkeen van ons het 'n storie. En is uniek aan wie ons is. En ons het verlede week gehoor, ons is besig met hierdie reeks wat sê op hierdie rots, wat gaan oor kerk. En elkeen van ons het 'n storie, of dit nou in kerk is of nie in kerk is nie. Elkeen van ons is by 'n plek waar jy hier is as gevolg van sekere omstandighede, sekere redes. En ons het verlede week gehoor dat elkeen van ons het 'n gawe ontvang om uniek uit te leef in die kerk. Maar kerk is meer as net wat jy doen. Dit is wie jy is. En wat jy bydra nadat jou gawes uitgeleef is. Hier is hoe kom ek dit sê. Ek het op 'n stadium met my worship team, toe ek 'n worship team gelei het, gesprekke gehad in one-on-ones en dan vra ek vir hulle so, hoekom is jy in hierdie team? En dan was die antwoorde, ek is die bassist, of ek is die drummer, of ek is die een wat die woorde op die bord sit. En dan het ek gesê, dis great. Dankie dat jy jou gawes kom uitleef. Maar boonbehalwe dit, hoekom is jy deel van hierdie team, van hierdie familie? En kan ek vir jou sê dat soveel van hulle het vir my gesê, ek weet nie. Sê jy vir my, hoekom is ek deel van hierdie familie? En ek wil vandag vir jou vra, hoekom is jy deel van hierdie familie? Want sien, ek glo dat jy eers volkome deel word van 'n familie, of volkome ontdek wie jy is, wie jy werklik is, in die konteks van familie. Familie gee vir jou die vrymoedigheid en die spasie en die genade, om actually te ontdek wie die Here jou gemaak het om te wees. Nou ek wil vanoggend 'n illustrasie doen, so ek wil vra Rowan en Esmeralda as julle sal vorentoe kom, en dan het ek 2 sterk manne nodig om gou hierdie tafel vir my bo neer te sit, maar julle moet pas op, hy het glas goed op. As hy. Llewellyn. Well done, Llewellyn. Dis die krag van dit. Nou, voordat ek gaan reveal, ek sal nou oopmaak, wil ek vir julle hierdie teksvers lees, want as ons gaan kyk na kerk, en is daar 'n rede hoekom die Here kerk daar gesit het, vir ons kerk gegee het. En ek wil vir julle lees uit Efesiërs 2 vers 19 tot 22, wat sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Nou daai woord huisgesin van God is eintlik familie. Dis wat daai woord sê. Daai woord sê niks anders as dit nie. Gebou op die fondament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. Julle sal onthou toe ons begin met die reeks, gesê op hierdie rots, op hierdie waarheid van Christus sal hy sy kerk bou. En dis wat hy hierso nog verder sê. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Nou ek wil vir julle 'n paar stories vertel. En nou kan ons dit review. Ek wil vir julle 'n paar stories vertel. Ek begin met hierdie storie. Ja, maak hom vir my oop. Ek wil net so een uithaal. Daniel het vir jare lank gitaar gespeel in 'n
rookgevulde kroeg. Elke naweek. Op soek na applous. Maar wanneer die musiek opraak, het hy alleen geraak. Het met 'n leë hart huis toe gegaan. En een Sondag toe nooi 'n vriend hom kerk toe. En hy was bietjie skepties, maar tog bietjie nuuskierig. Die liedere was anders. Dit was nie 'n vertoning nie, daar was meer oorgawe. 'n Vreemdeling het na hom toe gekom en vir hom gebid daai dag en vir die eerste keer in sy lewe het hy gevoel hy word werklik raak gesien. En een Sondag het weke geword en weke het maande geword en Daniel het besef dat hy speel nie net musiek nie, maar hy begin aanbid. Hy kry 'n plek. Deur die familie ontdek hy sy plek, nie net in die wêreld nie, maar in sy eie wêreld, in sy eie lewe. Sy hart verander. Nie net in sy privaat geloof nie, maar hy het 'n gesamentlike doel wat hy bereik saam met hierdie mense om hom. Hy beweeg van applous soek na applous gee vir die Here. Nou hierdie twee mense hier langs my gaan 'n vrugteslaai bou, soos ek aangaan met hierdie storie. OK. Nou gaan julle. Die tweede storie wat ek julle wil vertel is ons vat die vrugte wat die langste gaan vat. Dis Maria. Sy het in eensaamheid ingesink terwyl sy na haar twee kinders moes kyk op haar eie. Haar bure nooi haar toe kerk toe eendag en sê vir haar sal net goeie koffie en vriendelike gesigte wees. Kan jy klink dit soos Littleton? Ja. Sy sit agter in die kerk met haar arms gevou en sy verwag die heeltyd net veroordeling. Sy wag dat mense skeef na haar gaan kyk want haar kinders is nie heeltemal soet nie. Maar al wat sy kry is liefde. Vroue omring haar en bid vir haar en ondersteun haar. Hulle bied nie net mooi woorde nie, maar hulle gee vir haar familie. Sy ervaar hier is Jesus nie net van ver af nie, maar sy besef Jesus is 'n Vader wat haar nooit alleen sal los nie. En sy word deel van hierdie ongelooflike familie. Sy vind nie net geloof nie, sy vind 'n huis. Ek gaan net so neersit dat julle moet aangaan, maar moenie nie haastig wees nie, julle kan rustig wees, hoor. Volgende storie. Jason het alles gegee vir die kerk. Nou is nie Jason wat julle ken nie, okay? Baie van julle ken vir Jason, dis nie Jason nie. As julle nou vir Jason sien, moenie vir hom sê ek het stories van hom opgemaak nie. Maar Jason het alles gegee vir die kerk. Hy het spanne gelei. Hy het getrou gedien en toe gebeur daar konflik. En Jason was nie lus om hierdie konflik te adresseer of te hanteer nie. En Jason besluit toe om nie meer kerk toe te kom nie. En hy voel seer gemaak en disillusioned en hy kom by 'n plek waar hy begin bitterheid kry. Want niemand bel hom eers nie. En eendag is daar 'n klop aan sy deur. En hy maak die deur oop en is een van sy vriende van die kerk wat vir hom sê, "Hey, waar is jy? Jy is nog steeds familie. Wat het geword van jou? Hoekom is jy nie meer hier nie?" En Jason sê, ek het moed verloor. Ek wil nie hierdie doen nie, want daar's soveel moeilik in dit. En hy sê, nee, kom ons werk deur dit. Want sien, daar's gesprekke wat genade en vergifnis en genesing in het. En ons het nodig dat jy sal deel wees. As jy wonder wat is daai, dis 'n dragon fruit. Okay? Jy sit en wonder wat jy kan nou kom proe. Okay. Ek sien jy worry oor daai vrug en nie oor my storie nie. Maar hy besef dat kerk is nie 'n perfekte plek nie. Dis eg. En hy is daar om 'n verskil te maak.
Ek wil hê jy moet oplet. Hulle gooi nie net al die vrugte in nie. Hulle sny partykeer goedjies af. En Jason moes dit leer. Ek word ook gevorm deur die kerk. Ons vat maar die ene. Sarah het in kerk groot geword, maar iewers in haar lewe het sy verdwyn en die lewe haar weggevat. Sy het foute gemaak, sy het haarself verloor. En toe sy terugkom kerk toe verwag sy oop arms en liefde, want dis wat sy so gegee het, maar die mense wat haar ken, het na gekyk en begin skinder. En sy het gevoel hoe sy nie welkom is nie. En net voor sy wou moed opgee het een van die ouer dames in die gemeente haar gegryp en vir gesê, nee, jy is familie. Maak nie saak van jou verlede of wat jy gedoen het of wat jy dink jy gedoen het nie. Jy is deel van hierdie familie, jy moet hier wees. En in plaas daarvan om op te gee, het sy toe ook deurgedruk. By 'n plek gekom waar sy nuwe mense ontmoet het en 'n nuwe familie ontdek het binne die konteks van kerk. Onvolmaak, maar vol genade. Moenie daai invat nie. Of sny dit af. Soos jy ook deel van 'n storie en jy het 'n storie. En hulle gaan aanhou vrugte slaai maak hier langs my. Ek hoop die bak is groot genoeg. Is 'n bietjie klein. Dis okay. As jy nie alles in 'n vrugteslaai gooi nie, want sien as ek nou net gaan dragon fruit eet, nê. Hy gly so bietjie. Dis lekker. Ek probeer amper soos 'n kiwi. Maar ek gaan nie baie lank aan dit kan eet nie. Ek soek ook 'n pineappel. Ek soek ook 'n stuk perske, ek soek 'n bietjie piesang in vir tekstuur, ek soek 'n druif in. Ek kon nie arbeye kry nie. Okay. Maar dit komplementeer mekaar. Dit werk saam. Dit kom by 'n plek uit waar as jy regtig waar, en dis nou nie somer vandag nie, maar as jy in die somer hierdie yskoue slaai in 'n bakkie gooi saam met 'n bietjie roomys. Is net lekker. Is ongelooflik lekker. Jy maak deel van dit in kerk. Wat gebeur as jy nie in kerk is nie? Een van my vriende sit eendag by my en braai. En dan val so 'n koeltjie uit die vuur uit. Nou ons het baie gesit en filosofeer langs die vuur, maar hy sê op 'n stadium, hy sê, "Shame, daai arme ding gaan nou maar vinnig uitbrand en koud word, né? Daar langs die vuur. Moet ek hom teruggooi?" En ek sê vir hom, "Weet jy wat, dis een ou koeltjie, ons het oor genoeg." Hy sê, "Maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor daai koeltjie." En terwyl hy praat, sê hy, "Maar hy leer my nou dink aan kerk. Imagine mense is nie meer in kerk nie, dan gaan hulle ook so vinnig afkoel. Soos daai koeltjie." Ek sê vir hom, "Ja, daar's 'n preek daarin. Ek sal hom eendag gebruik. Vandag is hy dag." Die oomblik as jy jouself buite God se liggaam sit, buite die beskerming van hierdie familie, buite die inspraak van hierdie familie, dan kom jy by 'n plek uit waar jy jou doel verloor, waar jy dit nie meer het nie, waar jy wonder wat dit is. Ons almal het al hierdie teksgedeelte gehoor wat sê, moenie wegbly van die samekoms van die gemeente af nie. Nou baie keer is ons by 'n plek waar ons sê, ja, die pastore gebruik dan net so die kerk vol kan wees. En daar is ouens wat dit doen, maar kan ek vir jou sê wat die groter rede vir my agter dit is, en ek wil vir julle eintlik hierdie stukkie gaan lees uit die boodskap parafrase uit, want dit sê dit vir my so mooi, en ek wil vir julle verduidelik op 'n manier wat jy nie gaan voel, jy weet, hy gooi ons dan weer in my Bybel nie. So lees gou saam met my, Hebreërs 10 vers 24 en 25, sê, laat ons gedurig maniere soek om mekaar opgewonde te maak, om goeie dinge vir mekaar te doen en loyaal teenoor mekaar te wees. Juist daarom moet ons gereeld by mekaar kom en nie sommer wegbly nie. Al doen party van julle dit moetswillig. Okay, dis nie Littleton nie.
Laat ons mekaar se hande vat en mekaar daarmee help, veral as ons daaraan dink dat dit nie meer lank is voor die Here weer hier is nie. En weet julle wat vir my beautiful? As ek hoor mense kom in selgroepe by mekaar, maar nie net by mekaar nie, hulle bemoedig mekaar, hulle moedig mekaar aan. Maar meer as dit. Ek het al gehoor want mense sê, ja, ons het nou lekker gekuier. En dan sê ek van, maar ek was nie genooi vir daai kuier nie. En dan sê ek van, okay, maar ek moes nie genooi gewees het vir daai kuier nie, is okay. Want ek gaan nie by al die kuiers kan wees of noodwendig moet wees nie. Dis die lekkerste om te hoor dat ons familie nie net familie op Sondag is nie, maar ons is familie reg deur die week. Ons lewens spreek van daai familie. En ek wil vir jou sê dat dit is wat kerk is. En ek kan van myself praat, ek en my familie beleef kerk. Ons beleef community. Ek wil jou herinner aan die gedeelte wat Jesus ook gesê het vir sy disippels in Johannes 13 vers 35, wat sê, hieraan sal almal weet, julle is my disippels, in julle liefde vir mekaar. Dis wat die familie is. Dis wat Doxa Littleton is. Stem julle saam? O, jette. Stem julle saam? Sê, dis beter. As jy nie deel is, of jouself deel maak van hierdie familie nie, dan gaan jy nie die effek van dit beleef nie. Of jy vra, wat is jy sonder kerk? Wat is jy sonder kerk? Nou hiermee sê ek nie dat kerk altyd maklik en eenvoudig is nie. Ons het in die stories gehoor, dis nie sommer net eenvoudig nie. Sien julle meng sy daai slaai. Soos ook nie layers nie, almal meng met mekaar. Dis lekker. Kerk is verhouding met Christus as die middelpunt. Ek wil gou weer sê, kerk is verhouding met Christus as die middelpunt. Paulus kom praat daarvan in Efesiërs en hulle het blykbaar dieselfde probleme gehad as ons vandag, jy weet. Mense wat kerk sien as hierdie lekker plek waar ek net kom om my needs te laat ontmoet. My vermaak te kry vir die week, my pitkos te kry vir hierdie week. Weet, en as die worship team nou nie my sang gesing het vandag nie, nê. Gaan ek vir sy 'n e-mail stuur en sê, dis sommer net nonsens, die worship vandag was nie so goed nie. Of as niemand by my uitgekom het nie, jy weet, dan word ek sommer bitter en ek gaan uit die kerk uit. Nou, Paulus kom en hy vergelyk kerk met die huwelik. Ja, nou ek en jy wat getroud is weet, die huwelik is nie sommer net eenvoudig nie, daar's werk te doen aan die huwelik. Dis die ongelooflikste plek om te wees. Kyk, ek sê altyd vir koppels wat nog nie getroud is nie, hoekom doen jy dit nie vinniger nie? Kyk, as ek weet hoe lekker is om getroud te wees, as ek dit lank al gedoen het. Maar dis nie eenvoudig nie. Nou ek wil vir julle lees en van dit gaan op die bord verskyn. Maar ek gaan nie die hele ding vir julle op die bord sit nie. Ek gaan vir julle wat hy oor praat oor kerk vir julle op die bord sit en soos ek sê, hy vergelyk dit met die huwelik en baie keer gebruik ons hierdie gedeelte om huwelike aan te spreek waar Paulus kom sê, ja, dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Hoor gou wat hy vir ons sê. Dis Efesiërs 5 vers 22 tot 33 wat sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Dis interessant dat hy sê jou eie man. Soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Ek wil net sê, jy moet aangaan met nog vrugte as julle. Het julle al 'n mango in? Nee, maar nog 'n mango is goed. OK. Vroue of manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En dan gaan julle op die bord sien, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die badwater of waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, heerlik, sonder vlek of rimpel of iets
dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vrouens lief te hê, soos hulle eie liggaam. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is die lede van sy liggaam en sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Volgende gedeelte. Hierdie verborgenheid of geheimenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Hoor gou mooi wat sê hy hierso. Hy verduidelik vir ons as liggaam van Christus, ons as familie, ons as die bruid van Christus, is vir hom belangrik om een te wees, om by 'n plek te wees waar ons hierdie eenheid het. Maar nie net dit nie. Om mekaar op te bou, te ondersteun, te dien, te leer, te vermaan, te help, sodat ons kan wees wat die bruid van Christus moet wees. En wat is dit? Hy sê dit vir ons. Vlekkeloos, heilig. Ek wil hê jy moet besef dat vir ons om kerk te wees is so belangrik. Dit is so belangrik. Hoor gou, en ek wil vir julle vandag wys dat meeste van my notes is teks. Okay, ek lees uit die Bybel uit. Efesiërs 4 vers 7 tot 13 en ek lees vir ons uit die message uit, sê die volgende, is vir my so mooi. Weereens gaan daar dele op die, of het ek alles opgesit? Ek dink ek het alles opgesit. But that doesn't mean you should all look and speak and act the same. Okay, daar is nie net een vruggie in hierdie bak nie. Daar's 'n klomp. Out of the generosity of Christ, each of us is given his own gift. The text for this is, he climbed the high mountain, he captured the enemy and seized the plunder. He handed it over, all out in gifts to the people. It is not true that the one who climbed up also climbed down to the valley of earth. And the one who climbed down is the one who climbed back up to the highest heaven. He handed out gifts above and below, filled heaven with his gifts, filled the earth with his gifts. He handed out gifts of apostle, prophet, evangelist, and pastor teacher to train Christ followers in skilled servant work. Hoor nou hierdie. Working within Christ's body, the church, until we all, moving rhythmically and easily with each other, efficient and graceful in response to God's Son, fully mature adults, fully developed within and without, fully alive like Christ. Wat is die implikasie? Ek wil hê jy moet besef, die implikasie is dat jy is deel van hierdie. Die genot van 'n ongelooflike vrugteslaai. Deel van hierdie familie wat vir die wêreld daar buite genot gee. Wat proe die wêreld as hulle na ons kyk? Wat sien hulle as hulle na ons as familie kyk? Wat is dit wat werklik waar vir mense sê, ek wil deel wees van daai? Is jy besig om te lewe in hierdie familie? Ek wil hê jy moet ryk dit hier. Dis verskriklik, né? Dis verskriklik lekker. Jo. Gaan nou van dit eet. Af vandag by jou pleit. As jy nog nie deel is van hierdie familie nie. En ek praat nie van jy Sondag na Sondag hier nie. As jy nog nie deel vorm, jouself deel gemaak het, jouself ingewurm het, okay? Excuse the pun. As deel van hierdie familie nie. Dan wil ek by jou pleit om jouself deel te maak van hierdie familie, om jouself in te dring in hierdie familie en te sê ek is hier in hierdie familie, want kerk sonder jou is onvolledig. Dis soos hierdie vrugteslaai wat nie strawberries in het nie. Hy's bietjie onvolledig. Stem jy saam? Okay. Miskien staan jy vandag aan die buitekant. Ek wil hê julle moet bietjie vir ons van daai slaai skep nou. As julle nou klaar is. As julle klaar, nou skep 'n bietjie laat ons eet. Miskien staan jy vandag aan die buitekant.
Of dit voel vir jou dat jou seer kry, of dit wat jy deurgemaak het, is nog iets wat jy sê, okay, maar ek gaan net versigtig wees. Ek gaan myself nog nie submerge in hierdie familie in nie. Okay? Want dis die crazy ding, as jy mooi gaan kyk na hierdie vrugteslaai, die dragon fruit het alles beïnvloed met sy kleur. Maar sy smaak is nie dieselfde as 'n perskisse nie. En dan die tekstuur van die piesang gaan jy verseker proe, my vrou gaan dit nie eet nie want sy eet nie piesang nie. En so het elkeen sy deel. So moet elkeen dit kom uitleef. En ek wil jou uitnooi om deel te wees van 'n selgroep of van 'n bedieningsgroep of van enigiets wat ons by die kerk doen. Kom by 'n plek waar jy sê ek wil myself oopstel om te sê ek wil iets doen. En as jy nie weet wat is dit nie, kom praat met ons. Kom ons figure dit uit en of dit deel is van die iServe team wat op Sondag mense help of deel is van ons hope wat help our people eat is, jy weet. Maak nie saak wat dit is nie. Dis deel van kerk. En wanneer jy vandag gaan kuier en of jy potjiekos gaan doen vandag of nie, kom besef ons is deel van kerk. Ek sal een met die groot lepel vat. OK, ja. Ek wil hê jy moet vandag 'n besluit maak. Ja, kom ons gee hulle 'n ander klap. Daar is hy. Dankie, julle kan my julle vrugteslaai vat en gaan, ja. Gaan my nou gaan. Ek sal my nou vat nou. Gaan jy nou from. Ek wil jy moet besef. En vandag is ons potjiekosdag wat so bietjie reënerig is, okay? Kom die son uit. Jy sien die son kom uit, sê hulle. Maar kan ek vir jou sê dat dis nie al wat die familie maak nie. Ja, dis goed en is lekker. En 'n lekker potjie kos op so 'n koue dag is nog lekkerder. Maar God wil hê jy moet deel wees. Nie net van 'n kuier nie, maar van 'n familie. 'n Familie wat lief is vir mekaar, omgee vir mekaar, en mekaar se lewens inmeng. Dis wat kerk is. Kerk is om jouself oop te stel sodat ander mense kan inkom. Kerk is om te wees op die vulnerableste plek van jou lewe sodat mense kan omgee vir jou. Maar kerk is ook om saam te celebrate. Om saam die lewe te doen, te ontdek. Is jy deel van kerk? Is jy deel van dit wat Jesus gebou het, wat nooit sal vergaan nie? Nooit. En COVID het gedink, Here, wat gaan jy nou doen met kerk? Raai wat? Kerk is nog steeds. Ons gaan nou 'n lied sing. En ek wil jy spreek dit uit oor jou eie lewe, maar spreek dit uit oor sy kerk. En dis 'n seëngebed. Maak jouself deel van dit waarmee die Here besig is op aarde. Want raai wat? Hy gebruik sy kerk. Paulus kom sê so mooi, hy sê, the church you see is not peripheral to the world. Hy is nie in die buitekant en die wêreld is nie binnekant nie. But the world is peripheral to the church. The church is the vessel, the vehicle by which God is working everything out for His kingdom. As jy deel is van kerk, sluit dit jou in. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat kerk nie 'n gebou is nie.
maar 'n persoon. Jy is die hoeksteen en U bou hierdie gemeente, hierdie kerk, hierdie familie op, o Vader, om te wees wat U wil hê dit moet wees. Ek wil kom bid, o Vader, vir elke persoon wat vandag hier sit en mense wat dalk nie vandag hier is nie. Dat ons onsself sal deel maak, sal submerge in hierdie beauty van kerk. Dat ons sal weet dit is 'n plek van veiligheid, 'n plek van genade, 'n plek van vorming. 'n Plek waar U elkeen van ons gebruik om die ander ene te maak soos wat U ons wil hê. Ek dank U vir kerk. Dankie vir dit wat U in en deur hierdie kerk gaan kom doen op aarde. Ons loof U naam vir dit, o Vader. Amen. Kom ons staan en dan spreek ons dit uit.